Hallo julle, ek is Benny van Swiftvee. Ons staan hier met oom Casper Kriel. Ons was vandag op sy 4de produksieveiling Casman Toelies. Oom, vertel my bietjie, hoekom sal oom toelies voorskryf? Hoekom boer oom met toelies? Benny, jong, ek kom uit die era uit wat hulle mense amper sê die Bonsmara was op daai tyd die is nog steeds op die kruin van die golf, maar op my tyd in universiteit was dit net al wat jy van gehoor het om te gedink as om net iets soos 'n Bonsmara. Maar ek het in daai tyd het ek begin rondkyk en gesien, jy weet daar's ander beeste wat ook baie goed aangepas is onder spesifiek Afrika toestande. Jy weet, ek is nie 'n ou wat beeste wil pamper lang nie. Ek het nie tyd om agter goed aan te loop elke dag om te seker te maak, jy weet, sy drink al water en sy's nog alright nie. Van die beeste sien ons basies nie veel meer as 1 keer in 2 weke nie. So in ek verwag van 'n bees dat in die tyd wat ek kan nie sien nie, moet sy kan aangaan en aan die einde van die seisoen verwag ek dat sy vir my 'n goeie kalf kan speen. En ek dink daai leemte het ek daai gesien, jy weet, daar's 'n paar rasse wat dit kan vul, maar ek dink, jy weet, 'n toelie is by uitnemendheid geskik om dit te kan doen. En dan het jy nog 'n kalf op die einde van die dag wat werklik jy weet, baie aanvaarbaar is vir die voerkrale. Jy weet, ou het nie regtig 'n probleem om te bemark nie, want ou moet maar altyd dit in gedagte hou dat jy 'n bemarkbare kalf moet beskikbaar hê teen die tyd wat jy speen. So in kort, jy weet, ek hou van die diere se vrugbaarheid, die diere se aanpasbaarheid en jy weet dat hulle vir hulle self kan sorg. Ek wil nie met 'n leksak ook agter 'n bees aanloop nie. So dit is vir my van die belangrike goed en eienskappe waarna ek kyk in 'n bees en ek dink die toelie vul vir my dit baie goed aan. Sneema, baie dankie oom, en dit was weer eens 'n voorreg geweest om vandag saam met hom te kon veiling hou oom, en ons hoop ons sien hom volgende jaar oom. Baie dankie, ek waardeer julle moeite ook.